Baie welkom by ons erediens vir NG Kerk Harrisburg. Dis vir Sondag 5 Mei 2024 en ons titel is Handelinge Kerk. Voordat ons na ons teksverse kyk, kom ons bid net eers saam. Ons dank die Hemelse Vader dat U die lig is in ons lewens, dat U vir ons ook leiding gee, lering gee, maar Here, dat U ook vir ons die ewige lewe gee. En soos wat ons dan ook vandag voor U woord weer kom sit, vertrou ons en bid ons Here dat U daardeur vir ons sal help, sal laat verstaan en sal lei. En Here, wanneer ons dit na U toe bring, dan doen ons dit in absolute vertroue dat ons lewens in U hand is. Daarom bid ons dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Nou hierdie komende donderdag is Hemelvaart, die dag wat ons gedenk wat Jesus opgevaar het na die hemel toe. Nou vir ons as Christene is daar basies twee betekenisse waarop ons gewoonlik kan fokus wanneer dit kom by die hemelvaart. Dit wat Jesus in die hemel gaan doen het, en dan ook die verwagting wat ons het dat hy weer gaan terugkom eendag, soos wat hy beloof het. Maar dan ook die opdrag wat die Here Jesus aan sy disippels gegee die dag toe wat hy opgevaar het. En hierdie opdrag is nogal belangrik, omdat dit die goue draad is wat vandag nog loop deur elke gelowige en elke gemeente se bestaan. En hierna gaan ons vandag so 'n bietjie kyk. En daarom nooi ek julle om saam met te blaai na ons teksverse Handelinge 2 vers 40 tot 47 en dan Efesiërs 4 vers 1 tot 3 en dan weer 11 tot 13. Met tog baie ander woorde het hy dus nou Petrus getuig en hulle aangespoor: laat julle uit hierdie korrupte geslag red. Diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop en op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. En dan blaai ons na Efesiërs 4. Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Dubbelpunt, met ander woorde hoe? Deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld en liefde te verdra, en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. En dan weer vanaf vers 11. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Ons lees tot sover. So ons lees hier in Handelinge van 'n gemeente van gelowiges wat op een dag sommer met 3000 nuwe lede afgeskop het. En Petrus het begin met 'n bekeringspreek en die Heilige Gees het sommer sterk gewerk onder die mense. Maar die kerk van daardie tyd is nie dieselfde as die kerk vandag nie. Behalwe dat ons weet dat tye verander en ons manier van doen verander ook so bietjie, is daar tog heelwat ander dinge wat nie veronderstel is om te verander nie. En tog is daar 'n hele paar verskille. Maar as ons dit wil verstaan, dan moet ons gaan kyk na hoe het die kerk gelyk en gefunksioneer in die eerste sowat 300 jaar na Christus. Nou die gemeente in Jerusalem kon daarom elke dag na die tempel toe gaan, maar die ander gemeentes oor Asië het nie 'n tempel gehad nie.
En tog het die mense in Jerusalem self elke dag van huis tot huis beweeg. Daar het hulle saam gekuier, saam nagmaal gebruik en saam gebid. Elke dag. Nou dit was eers in die 4de eeu na Christus, so teen die jaar 340, dat Caesar Constantijn van die Romeinse Ryk, wat oor die meeste van die bestaande wêreld daai tyd geregeer het, tot bekering gekom het. En hy het toe die Christelike geloof aangestel as die algemene geloof van die Romeinse Ryk. So voor dan, vir omtrent 300 jaar, was die kerk 'n beweging wat op sy eie gegroei het sonder vaste struktuur. Hulle het nie 'n kerkgebou gehad nie, nie 'n pastorie nie, nie 'n predikant nie. Hulle het net disippels en diakens en ouderlinge gehad, saam met ander gelowiges wat vrywilliglik met alles gehelp en bygestaan het. Eintlik is dit iets wat al begin het nog voor die skepping. Die Bybel herinner ons gedurig op verskeie plekke dat voor die skepping al het God alles geskep met die plan om sy seun Jesus Christus aarde toe te stuur vir ons. En dit word dan ook bevestig aan Abraham wanneer God sê dat deur hom gaan daar 'n seën wees vir al die nasies van die aarde. Die disippels het dan ook hierdie opdrag direk van Jesus af ontvang. Naamlik, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Hulle het dit dan ook nie heeltemal so lekker verstaan nie en op die ou ende ook in Jerusalem vasgeval. Paulus het dit en sy roeping egter beter verstaan en hy wou hierdie evangelie, hierdie goeie nuus, so vinnig as moontlik uitkry na die uithoeke van die aarde. En daarom dat ons een van sy briewe gelees het wat so 'n bietjie lig hierop vir ons gooi. Maar presies waarvan praat ek? Ek praat oor hoekom die kerk ontstaan het. Ek praat oor wat die bestaansdoel van die kerk vandag is. Ek praat oor wat die bestaansdoel van hierdie gemeente en elke lidmaat vandag hier is. Ek praat oor hoekom elkeen van ons deur die Here geskep, voorgeroep en gered is. Party sal dalk antwoord dat die kerk hier is sodat ons geestelike kos kan kry elke Sondag. Ander sal dalk sê dat die kerk hier is om ons in die geloof te leer en te lei. En dalk is daar wat sal antwoord dat die kerk hier is om mense wat nog nie vir God ken nie te help om tot bekering te bring. En by tye dink ek ook weer so, maar weet julle, hierdie antwoorde is nie heeltemal reg nie, al het hulle redelike waarheid in. Want al daai dinge is sekondêre dinge van die kerk. Baie keer vergeet ons eintlik waaroor Christendom en die gemeente wees eintlik gaan. Die rede hoekom ons bestaan, hoekom ons hier is om God te eer en te verheerlik. Alles gaan oor die eer van God se naam. Die rede hoekom ons hier geestelik gevoed word, hoekom ons hier leer, die rede hoekom ons mense help tot bekering kom, is sodat almal God kan eer. En dis wat die vroeë kerk verstaan het. Ons lees in Handelinge 2:47 dat dit spesifiek genoem word, wat daar staan, en hulle het God geprys. Ja, God red ons van die verderf, hy help ons. Hy herstel weer ons lewens, en hy seën ons om verander tot seën te wees, maar dis alles gebeur, sodat ons eer kan bring aan die Here. Het julle al gedink hoe die hemel gaan wees? Het julle al die gedeeltes in Openbaring gelees wat ons vir partykeer 'n prentjie skets van hoe dit gaan wees? Ons gaan so oorweldig word deur die heiligheid van God, dat ons om 24 ure 'n dag net gaan loof en prys. Want sy teenwoordigheid gaan alles oortref. Ons vergeet baie keer hiervan en maak dan eintlik van die kerk 'n klomp ander dinge wat dit nie veronderstel is om te wees nie. Partykeer kla mense ons sing te veel. Rarig? Want dan gaan jy nie werklik inpas in die prentjie van Openbaring in die hemel nie. Nou in die Efesiërsbrief verduidelik Paulus hierdie evangelie aan die mense en hoe God ons almal daarby wil intrek, hoe ons geroep word daartoe. En dan kom hy met hierdie versoek as ware in die begin van hoofstuk 4 wat hy sê, jy moet so leef dat hierdie roeping wat ons van God af ontvang het, dat ons dit waardig is, dat ons dit gestand sal hou, met ander woorde doen wat ons veronderstel is om te doen. Die wêreld eer nie vir God nie, maar ons as sy kinders doen wel.
Ons is veronderstel om anders te wees as die wêreld. Maar vir Paulus was dit ook duidelik dat dit nie altyd die geval is nie. En daarom dat hy kom en sê dat die manier waarop ons leef, moet daarom anders wees as die wêreld. Dit moet in lyn wees met hoe God wil hê ons moet leef. Maar dan moet ons osself voor 'n spieël plaas en kyk. En dan jouself die vraag afvra: hoe is die manier wat ek optree anders as die wêreld? Of doen ek maar dieselfde? Hoe is die manier wat ek praat anders as die wêreld? Of praat ek maar op dieselfde manier? Hoe is die voorbeeld wat ons aan ons kinders wys anders as die wêreld? Of wys ons ook maar vir hulle dat dit oukei is om te veel te drink, dat gebroke gesinne normaal is, dat dit oukei is om selfsugtig te wees? Hoe is ons anders as die wêreld? Op watter manier eer ek dus die Here in elke liewe ding wat ek doen? En hier moet ek bieg, jy weet, want ek het in sekere opsigte van die lewe eintlik maar dieselfde geword as die wêreld. Ek het ook 'n dik vel ontwikkel vir party mense in ons dorp wat eintlik vir Jesus nodig het. Paulus sê in Efesiërs 4 vers 2, dat deur mekaar met volkome nederigheid en sagge aardheid en met geduld en liefde te verdra. So Paulus sê vir ons hier, om net wanneer iemand my nie pla nie, wanneer iemand vriendelik is met my, wanneer iemand goeie dinge aan my doen, dat ek dan nederig, saggeaard en geduldig en verdraagsaam moet wees. Is dit wat Paulus hier sê? Nee. Wanneer moet ek so optree? Hoe moet ek so optree? Volkome. Ek moet altyd nederig wees, saggeaard wees en geduldig wees. So die doel met die gemeente, met die kerk, is om deur ons lewens eer te bring aan God, deur die manier wat ons leef. En dan lees ons verder in hierdie gedeelte dat Paulus verduidelik dat die gawes wat God in die gemeentes gee, is om elke lidmaat op te lei, om disippels te maak. Maar juist dan op so 'n manier dat elkeen van ons weer ander disippels kan gaan maak. En dit bring ons dan weer terug by die gemeente van Handelinge. Nadat hulle basies vir 'n tydjie soort van weggekruip het omdat hulle bang was vir die Fariseërs, en hulle egter die Heilige Gees ontvang het, het hulle die doel verstaan van wat dit was wat hulle moes doen. En onmiddellik het hulle toe uitgegaan en Jesus aan die mense begin verkondig, want dit was Jesus se laaste opdrag aan hulle, om Jesus te verkondig. En hulle het begin om het op so 'n manier te leef wat eer aan God gebring het. En ons word dus hier uitgenooi om die groter prentjie raak te sien. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor ons geboue of ons finansies nie. Selfs wanneer ons besig is met samesprekings, met Warmbad gemeente oor samewerking, om te verstaan, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan altyd oor God. Altyd. Die Bybel gaan oor God se verhaal, dit gaan oor God se eer, dit gaan oor God se wil. God se plan is gerig op die herstel van sy koninkryk, sy heerskappy. En hierdie plan van God is gegrond op sy liefde vir die wêreld. En God wil graag hê dat mense hulle unieke roeping en rol binne hierdie plan van hom sal ken, dit sal verstaan en dit sal aanvaar en daarvolgens sal leef. Die gereformeerde kerke in Suid-Afrika bevind hulle self op 'n paadjie wat in Duitsland en Nederland alreeds geloop is. Die kerke in daardie lande het baie erg leeg geloop. En nou lees ek 'n klompie jare terug dat dit ook in Engeland gebeur het. Soos wat dit ook besig is om hier te gebeur. Hierdie verskynsel word sekularisasie genoem, 'n verskynsel waar die individu al hoe belangriker word los van die geloofsgemeenskap. Mense begin die lewe ervaar en aanvaar los van die kerk af. Mense begin al hoe meer besluit dat hulle kan voortleef sonder die kerk. Hulle voel nie meer so skuldig soos in die verlede dat hulle nie kerk toe kom nie. Hulle voel al hoe gemakliker met die lewe sonder die kerk. Omdat die kerk in die verlede die middelpunt van die samelewing op die dorp was, het mense skuldig gevoel as hulle nie deel was daarvan nie. Om aanvaarbaar te wees in die gemeenskap, het beteken jy moes deel wees van die kerk. Daar was in 'n mate van jou verwag om 'n Christen te wees, of jy daarin belang gestel het of nie. Maar kyk ons na die kerk in Handelinge.
in die midde van waar die kerk haarself bevind het in daardie tyd. Ten spyte van die feit dat die kerk op die rand van die samelewing was, het dit vreeslik gegroei. Hulle het nie radio of TV-uitsendings gehad nie. Hulle het nie boeke gedruk of pamflette uitgedeel nie. Hulle was die kerk in vlees. Hulle was die uitsendings in vlees. Hulle was by hulle eie voordeur reeds in die sendingveld. Die kerk het in die eerste 300 jaar gegroei, omdat die Christene se manier van leef boekdele gespreek het oor Jesus. En wanneer mense dit dan raak gesien het, wanneer mense hierdie ervaring van hierdie koinonia of hierdie omgee gehad het, dan het dit hulle aangetrek soos 'n magneet, of eerder gestel. God het sy navolgers gebruik om deur hulle voorbeeld mense na hom toe te trek. Aan die ander kant sit ons vandag met vaste strukture en ons sit met 'n predikantsmodel kerk, wat in die verlede eintlik onderhou is maar deur gemaksones wat moontlik was omdat die kerk die middelpunt van die samelewing was. Omdat die kerk belangrik was in die samelewing, het dit die mense kerk toe gebring. Maar vandag is dit alreeds anders. Die speelveld het verander. Mense kom om verskeie redes nie meer kerk toe nie. Sommige het hulle self begin losmaak van die kerk, en nie eers te praat van die impak van die droogtes en die hoë lewenskostes en COVID nie. En eintlik het ons onsself deur die predikantsmodel kerk onsself geestelik arm gemaak. Die ouderlinge en die diakens het begin om die taak van elke gelowige uit hulle hande te neem, deur dit namens die gemeentelede te begin doen. En die predikante, ons het weer begin om dit uit die hande van die ouderlinge en die diakens te neem, want dit het hulle weer belangrik en gewaardeerd laat voel. Hoekom het ons toegelaat dat ons fokus so afgedwaal het van wat dit beteken om God se kerk te wees? Het ons dalk te selfsugtig geraak in ons denke, in ons behoeftes? Het ons dalk te individualisties geword? Hierdie is alles vrae wat die kerk in Europa en selfs ook hier aan die suidpunt van Afrika mee worstel nou al vir jare heen. Heel wat studies is gedoen, heel wat navorsing is gepubliseer, maar op die ou ende kom dit alles neer na een ding toe. Hoekom is ons hier? God se storie gaan oor sy liefde vir 'n stikkende wêreld wat hy voor 'n reddingsplan in werking gestel het. En hierdie plan is Jesus. Jesus het hierdie plan deur middel van 'n opdrag net voor sy hemelvaart, het hy oorgelaat aan die kerk wat die pad nou hier op die aarde moet voortsit. Baie skryf oor hoe die kerk nuwe skuwe moet maak en sekere aanpassings by die wêreld wat al so baie verander het, moet maak. Maar persoonlik dink ek, ons as gelowiges en as gemeentes moet eintlik net in die spieël gaan kyk en vra, waarmee is ons besig? Met God se storie? Of dalk ons eie storie? En mag ons dan net weer opnuut besef dat Christendom het te doen met hoe ons leef, teenoor mekaar, teenoor die wêreld, daar buite, maar alles op so 'n manier, sodat God geëer kan word. Mag ons weer opnuut ontdek dat kerkwees gaan oor die uitdeel van Jesus wat binne in ons is, en nie ander tierlantynkies, goetertjies, wat ons eintlik net doen om onsself lekker te laat voel nie. Mag elkeen van ons weer ervaar, dat 'n gemeente groei nie omdat hy die regte dinge sê of beplan nie, maar omdat sy 'n wysende vinger na God is, omdat sy God se plan en opdrag ernstig opneem en uitleef. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank U, Here, dat U ook met ons as mens die moeite gemaak het. Maar Here, ons moet bely dat dit partykeer na ons kop toe gaan en dink dit gaan oor ons. Terwyl Here alles eintlik oor U gaan. Oor U naam, oor U heiligheid, oor U heerlikheid. En daarom dat ons ook altyd sal bid, Here, dat aan U behoort die heerlikheid en die krag tot aan alle ewigheid. Mag dit ook so deur ons lewens geïllustreer word. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm.
Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.